Ek vertrou my geliefdes dat julle almal groot seën sal beleef vanoggend uit die prediking van die woord. Ek is bly dat so baie gekom het om my verjaardag te vier. Ek het vir Patrick gesê, die kollekte kom na my toe. Ek is 93. Dank die Here vir sy groot genade in my lewe. Maar kom ons kyk na die woord. Ek gaan julle onmiddellik voorstel aan die teks waaroor ons eintlik gaan praat. Dit is Romeine hoofstuk 1 en vers 16. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. My geliefdes, die tema van die brief aan die Romeine word in hierdie vers aangekondig. Dit is regverdigmaking deur die geloof. Dit is vryspraak. En die gesigpunt van die evangelie handel juis oor hierdie besondere uitspraak van die apostel Paulus. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want daar is 'n krag van God tot redding van elkeen van glo. En hierdie woorde van die apostel Paulus is 'n besondere ontkenning wat neerkom op 'n sterk bevestiging van die teendeel. Hy is ten volle bereid om die vaandel van die evangelie op te steek in die wêreldstad Rome. En ons kan vandag dieselfde doen in ons wêreld. Dat die evangelie is nie een of ander filosofiese uitdrukking nie, maar 'n krag. Soos 1 Korintiërs 1:24 stel. Vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, die krag van God. Die evangelie handel oor 'n persoon, oor sy lewe, sy lering en sy opstanding. Die wat die evangelie glo, is eintlik om die waarheid te sê, baie eenvoudig. Nou wat glo hulle? Hulle glo in 'n baie eenvoudige man, wat aan 'n kruis vir hulle sonde gesterf het, begrawe is en die 3de dag het hy uit die dood uit opgestaan. Ek lees eenmal 'n boek deur beleese manne, teoloë, wat die opstanding van die Here Jesus op so 'n manier stel dat 'n mens daaraan twyfel. Net soos met die maagdelike geboorte van die Here Jesus Christus. Maar nie alle geleerdes is so nie. Eenmaal het 'n Duitse teoloog
beskou as een van die grootste wat die Duitse kerk opgelewer het. En hy het 'n lesing gebring aan 'n universiteit in Engeland. En een van die studente, en dis maar typies van studente, hierdie student natuurlik gedink dat sy vraag is besonder. En hy stel 'n vraag aan hierdie Duitse teoloog. Dit was Dr. Karl Barth. En die medestudente het met oorgawe geluister wat Dr. Karl Barth sou antwoord. Weet jy wat dat antwoord Dr. Karl Barth? Hier is sy antwoord. En dit het daardie student teruggebring aarde toe. Dr. Karl Barth antwoord: Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. I am weak, but he is strong. Nou die antwoord van Dr. Barth herinner ons aan die woorde van die Here Jesus oor die vraag van die disippels aan hom in Matteus 18:1-4. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met hierdie vraag: wie is die grootste of belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so kindjie in my naam ontvang, met ander woorde, met kinderlike nederigheid, sal die grootste wees in die koninkryk. My preek vanmôre, my geliefdes, gaan tweeledig wees. Die eerste deel gaan handel oor die evangelie as 'n krag van God. En ek gaan vir julle voorbeelde gee van mense wat die krag van die evangelie eerstehands beleef het. En tweedens gaan ek praat oor die Everest van die evangelie. Nou dan, om die krag van die evangelie te illustreer, gaan ek uiterste gevalle gebruik en die evangelie gaan skitter. Al het dit voorgekom dat dit onmoontlik sou wees. En ek vertrou dat hierdie deel van die preek sal volharding in gebed aanmoedig vir iemand vir wie jy al lank bid. Dat vir God is niks onmoontlik nie. Kom luister nou saam met my
na hierdie besielende deel van die preek, dat al is 'n persoon, luister hier, al is 'n persoon voor die poorte van die hel, hierdie evangelie red tot die uiterste. Soos julle vanmôre saam met my in voorbeelde sal sien. Ek noem die eerste persoon. Sy naam is John Newton. In 'n sekere sin bekend aan baie van ons. Hierdie man John Newton het 'n diep sondige lewe gelei. Ek gaan nie vanmôre besonderhede gee oor sy uiters sondige lewe nie, omdat dit nie sal pas by die preekgeleentheid nie. En dit alleen, geliefdes, sê vir ons so ietsie van hierdie man se verskriklike sondige lewe. Dit was John Newton. Sy moeder was 'n toegewyde Christen. En sy het met groot erns vir haar seun gebid. Nou John Newton het op 'n skip gewerk wat mense vir die slawehandel vervoer het. Op 'n keer het daar 'n verskriklike storm op die see uitgebreek. En John Newton was baie bang gewees. En hy maak 'n belofte. 'n Belofte aan God, dat as God hom lewend deur die storm gaan bring, hy hom sal dien. Maar John Newton het nie onmiddellik sy woord gehou nie. Maar sy moeder het volhard in die gebed vir haar seun. En toe gebeur die onmoontlike. John Newton kom tot bekering. En hy gee uiting aan sy bekering deur die woorde van 'n lied wat hy geskryf het en wat seker die meeste van ons sal ken. Luister hier. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nou daardie woordjie wretch beteken afskuwelik, aanstootlik. Dit was John Newton. Maar die evangelie van die Here Jesus het hom 'n nuwe mens gemaak. Hoe groot was sy blydskap van sy moeder wees, dat haar seun die Here Jesus geleer ken het as verlosser. En dit bevestig die woorde van Paulus. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God. Maar my broer en my suster, daar's 'n tweede persoon.
wat die groot apostel se woorde bevestig, die krag van die evangelie. En in die geval was daar ook twee vroue betrokke. Nou hierdie man was nie 'n gewone misdadiger nie. Hy was 'n moordenaar. Hy het niemand ontsien nie. Mans, vroue, kinders. Daar word gesê dat hierdie man was soos 'n vasgekeerde wilde dier in sy sel. En twee Christen vroue het gegaan om hom te bedien met die evangelie. Maar hulle kon nie. Hy was soos 'n wilde dier in sy sel gewees. En wat doen daai twee vroue? Hulle gee vir hom 'n Nuwe Testament. En hy vat dit. En hy lees. En hy lees. En die dag van sy terugstelling het aangebreek. Die bewaarders bespreek hoe hulle hom na die galg sou neem, want hulle verwag 'n geweldige striweling. Maar met die aanbreek van sy teregstelling gaan die bewaarders na sy sel. En tot hulle groot verbasing was daar 'n glimlag op sy gesig. En hy het met 'n glimlag na die galg gestap. Hierdie man het die krag van die evangelie eerstehands beleef. En sy teregstelling het hom in die arms van die Here Jesus laat beland. Maar daar's 'n derde persoon wat die krag van die evangelie om te red beleef het. En hy was bekend, of hy is bekend aan ons almal. Julle vra nou, wie is dit? Dit was die dief aan 'n kruis. Ek gaan probeer, my geliefdes, om met deeglikheid sy geval te behandel. Hy was sterwende. Hy staan eintlik voor die poort van die hel. En ek vra julle aandag dat ons onsself kan verlustig in die krag van die evangelie, dat die evangelie red tot die uiterste, die wat glo. Eerstens, wat 'n mens tref oor hierdie dief aan die kruis, was hoe dat hy die verlosser aanspreek. 'n beter vertaling van die dief se woorde is: Here, dink
aan my wanneer u in die koninkryk kom. Nou hierdie is baie belangrik. Wat beteken die naam Here? Dit beteken in besit van mag, in besit van gesag. En dis algemeen die vertaling van die Nuwe Testament. Dit wil sê, my geliefdes, hy besit mag. Die naam Here is eienaar. Die vraag is, waar kry hierdie misdadiger die woorde om Jesus Here aan te spreek? Want hy sê, my geliefdes, die naam Here verwys na Godheid. En hierdie dief aan die kruis spreek Jesus eintlik aan as God. Waar kry hierdie dief hierdie belydenis oor die Here Jesus? Dink aan sy verdorwenheid en hierdie belydenis. Hierdie man staan voor die poorte van die hel. Hy is sterwende. Hy is besig om te betaal vir sy misdade wat hy gepleeg het. Here, dink aan my. En my geliefdes, hier het ons die motivering om vir ander te bid, vir 'n geliefde wat op pad hel toe is, soos hierdie man sterwende aan 'n kruis. Hy is aan die einde van homself. En hy kyk na hierdie man. Hierdie man wat gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hierdie misdadiger kyk na hom en hy sê, Here, dink aan my. Vir 'n oomblik gebruik hy verbeelding. Hier hang hy aan 'n kruis. Hy betaal vir sy misdade. En hier aan die einde van sy lewe, Here, dink aan my. En hier sien ons die krag van die evangelie. In die antwoord wat hy van die verlosser ontvang. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Bid jy vir 'n geliefde? Dit maak nie saak hoe desperaat daai persoon is vir wie jy bid nie. Dink aan hierdie geval, 'n misdadiger. Hy hang aan 'n kruis om te betaal vir sy misdade. Hy was diep in die sonde. Ja, geen mens kom dieper in die sondeval as hy nie.
sien ons die krag van die evangelie. Die woord van vergifnis. Die krag van die evangelie op sy hoogste. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoor jy vir Paulus vanmôre? Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Maar daar is 'n ander persoon wat ek graag wil noem. Ek het hom nie op my notas gebring nie, maar dit het by my opgekom. Hierdie man was 'n Peruviaanse hoofman. Hy was so 'n verskriklike persoon dat die Peruviaanse weermag was te bang om in sy gebied in te gaan. Voor sy hut was daar 10 pale gewees. Op elke paal was daar 'n kop van mense wat hy vermoor het. Dit was sy trofee. En toe besluit, dit was ook 2 vroue. Hulle sê in hulle sendinggroep, ons gaan vir Tariri besoek. Hulle kollegas het hulle afgeraai. Hulle het vir hulle gesê, julle gaan doodgemaak word. Hulle het geweier. Ons gaan na Tariri. Hulle kom by hom in sy kamp. En Tariri sien hulle. En hy besef maar as 2 vrouens. Hulle kan niks aan my doen nie. En hierdie 2 vrouens verkondig die evangelie aan Tariri. En hy kon dit nie verstaan dat 'n man sy lewe aan 'n kruis vir mense gee nie. En Tariri kom tot bekering. En hy lei 200 van sy stamgenote na die Here Jesus. En toe hier in die 50er jare, ek dink dit was 1954, was daar 'n fees in Amerika, in New York. 'n Fees van ligte. Dit word gesê dat vir honderde kilometer kon 'n mens die glans van die ligte sien. En een man was aangestel om die skakelaar te trek, om die ligte aan te skakel. Dit was Tariri. Want die lig van die evangelie het in sy lewe gekom. My geliefdes, julle het opgelet. Ek het die mees desperate gevalle voorgehou. Daarom saam met die apostel Paulus kan ons sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Dis aangrypend om na hierdie dinge te luister. Maar wat 'n bemoediging. Is daar iemand vir wie jy spesiaal op die hart dra?
vir daai een se redding voor God, dan het jy vanoggend 'n aansporing gekry om voorbidding vir daardie geliefde te doen. Jy weet, geliefdes, die woord voorbidding in die Bybel, Nuwe Testament, beteken om na 'n koning te gaan. Die een met mag, die een met gesag. U doen voorbidding. Onthou weer die woord. Dis die een met gesag. Dit is die koning van konings. Dis hy alleen wat kan red. So laat dit jou aanmoedig om vir daardie geliefde te volhard in gebed, met hierdie wete, die koning van konings het al die mag om te red van sonde. Maar my broeder en my suster, die eerste deel van my preek het gehandel oor die krag van die evangelie. Maar my tweede deel van my preek gaan handel oor 'n besondere waarheid wat elke gelowige aanraak. En daar's geen groter waarheid as dit nie. Om die vraag te beantwoord, gaan ek 2 tekste aanhaal met die oog op die doel van God met die mens wat tot geloof in die Here Jesus Christus gekom het. En ek noem hierdie deel van my preek die Everest van die evangelie. Hoekom die Everest? Jy sien, die Everest is die hoogste berg. 8708 meter of 29.028 voet hoog. Die vraag is, wat is die hoogste uitspraak oor 'n mens? Ons vind dit in Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En die tweede teks is Psalm 8 vers 6. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wesen en hom met eer en heerlikheid gekroon. Met ander woorde, u het hom slegs weinig laat ontbreek om God te wees. U het hom byna goddelik gemaak. Dis die uitspraak van die skepping van 'n mens in die Bybel. Ek gaan my bes doen om genoemde tekste met die oog op die tema van die preek te bring. Die ware doel van die evangelie met ons redding te sien. Wat is die doel van ons redding?
dit is die herstel van die beeld van God in ons. Laat ons mense maak na ons gelykenis, na ons beeld. En die tweede, U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. So luister vanmôre met oorgawe, want hierdie twee tekste verklaar die ware doel van God met ons deur die evangelie. Om vir die sonde en die gevolge daarvan, ek noem dit die negatiewe kant van die evangelie. Ek gaan nou konsentreer op die positiewe kant van die evangelie. So die eerste uitspraak, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, beteken dat die mens is 'n besondere wese. Wat beteken na ons beeld, na ons gelykenis? Dit beteken eendersheid, ooreenkoms, en dit betref die hele mens. Met ander woorde, die mens is 'n kopie. Die mens is 'n model van God. Dit wil sê, die mens is die toppunt van God se skepping. Dit wil sê, dit is om soos God te wees. Of om die beeld van God te verteenwoordig. Paulus sê, ons is getransformeer na die beeld van God deur die evangelie, Efesiërs 4 vers 24. Hy sê, lewe as 'n nuwe mens, wat na die beeld geskep is. So die groot doel van die evangelie is nie bloot om te verlos van sonde nie, maar is om die mens terug te bring na wie hy werklik is. Die tweede teks, U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Die psalmis vergelyk die Here met 'n skepende kunstenaar wat met sy vingers kunswerke tevoorskyn bring. Kom ek stel dit so. Die mens is die mees besondere kunswerk van God. Die woorde, U het hom slegs weinig laat ontbreek om God te wees, Psalm 8 vers 6. Dus, U het hom byna goddelik gemaak, Hebreërs 2 vers 7. U het hom 'n kort tydjie minder as engele gemaak. Die verloste mens is hemels.
van oorsprong. Die verloste mens is om soos God te wees. Daarom die vermaning in Efesiërs 4:24. Lewe as nuwe mense, wat as beeld van God gemaak is. Lewe volgens die wil van God en wees heilig. Anders gestel, ons moet die Here Jesus aantrek. Kom ek illustreer dit. Ons moet die Here Jesus aantrek. Nou lyk ek mos reg. Dis presies wat die woord van die Here leer. Dit is die doel van die evangelie. Ek gaan ons tema stel. Soos in die eerste brief van 1 Johannes 3, vers 2. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar wanneer Jesus kom, sal ons soos hy wees. Ons sal hom sien soos hy is, soos hy werklik is. Luister nou weer. En ons gaan aan hom gelyk wees. Dit, my broer, my suster, is die Everest van die evangelie. Die hoogste doel. Die waarheid kan nie hoor nie. Geen gebrek. Gelykvormigheid aan Christus. Gelykvormigheid aan God. Die hoogste doelwit om aan hom gelyk te wees. Die proses van gelykvormigheid begin hier op aarde. Ons besieling, ons verlustiging in die voor die aangesig van die Here Jesus. Dat ons aan hom gelyk gaan wees. Hierdie lewe, my geliefdes, is 'n lewe van begeerte. Maar aanskouing is baie beter as begeerte. Dit is die Everest van die evangelie. Elke Sondag dan kom ons hier saam. En die hele doel van 'n erediens is nie bloot om na die preek te luister en 'n geesgemeenskap met gelowiges te wees nie.
maar dis die vorming. Die groot kunstenaar. Wanneer ons alleen met hom is, wanneer ons die woord lees, wanneer ons bid, wanneer ons in die eredienste is hy besig. Hy is besig met vorming. En nou kom hy. En hy ken my deur en deur. En hy weet as kunstenaar, dit behoort nie daar nie. En soos die kunstenaar wat hy is, hy gebruik sy hamer, hy gebruik sy betel, om daardie rowwe plekke in my karakter weg te neem. En hy werk aan my. En terwyl God met my werk, dan sien hy die beeld van die Here Jesus. En hy vorm my. Hy vat my. En hy kap daai stukke af wat nie in my lewe behoort nie. My broer, my suster, sien jy waarmee die Here besig is in die lewe? Kom ek stel as so, teleurstellings is eintlik nie teleurstellings nie. Het is deel van sy instrumente om my te vorm. Dat ek meer en meer aan sy seun gelyk kan wees. En dan daardie groot doel wat hy vir ons het. En hy sien my in sy seun. Die hoogste piek van die evangelie. Dink vir 'n oomblik daaraan. Ons gaan net soos die Here Jesus wees. My broer, my suster, ek kan nie omgee wat u vir nou van uself dink nie. Maar God weet, hy is besig om te vorm. En hy sien die Here Jesus Christus in my. Everest is God se maksimum begeerte vir sy kinders. En hy kyk vanmôre na jou. Dit maak nie saak wat jy in die lewe deurgaan nie. Ons ken nie mekaar nie. Ons ken nie die innerlike stryd waarmee ons besig is nie. Maar God sien dit. En partymal dan huil ons voor hom, sê Here, maar hoekom laat hy dit toe? My kind, jy verstaan nie nou nie. Maar jy gaan verstaan. Want weet jy wat? Jy gaan net soos die Here Jesus Christus wees. Die
die hoogste begeerte. Ek gaan dit so sê. God kan nie hoër gaan as die Here Jesus nie. Dis die beeld wat hy in gedagte vir my en vir jou het. Die hoogste piek. En wat doen dit aan ons vanmôre? Ons sê vanmôre, amen. Kom, kom Here Jesus. Dat ek soos U kan wees. Broeder, suster, sien jy dit raak? Jy weet Johannes, wat die boek Openbaring geskryf het, en al die beskrywings gegee het van die eindtyd, hy gee vir ons volledige beskrywings, maar daar is een beskrywing wat hy nie kan gee nie. Dat U en ek soos Jesus gaan wees. Julle vra maar waarom gee Jesus nie vir ons 'n beskrywing nie? Ten minste Johannes vir ons 'n beskrywing van hoe ons gaan wees nie. Hy kan nie. Hoekom nie? Ons is nog te aards. En die aardse begryp nie die ware doel van God met ons nie. Kyk na ons vanmôre. Kyk na jouself. Kom ek stel dit so, en ek maak dit sterk persoonlik. My broeder, my suster, jy kyk na jouself. En jy kan sê vanmôre, ek kan net soos die verlosser wees. En God gaan oor my glimlag, volmaak die ware beeld van God herstel in ons. O mag die Here vir u seën, en mag hy vir u meer kosbaar word, terwyl jy en ek strewe om soos hy te wees. Baie teleurstellings, maar die dag gaan kom. Die dag gaan kom, ons is nou reeds kinders van God, maar ons gaan hom sien soos hy is. En ons gaan aan hom gelyk wees. Here, het ons vanmôre voor 'n waarheid gebring, die krag van die evangelie om te verander. Maar Here Jesus, die toppunt, die toppunt
die Everest van die evangelie. Ons gaan aan U gelyk wees. Ons wil uitroep in die lig van hierdie waarheid, Here Jesus. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Amen.